Met haar hartoortplanting is Melanie 'n tweede kans gegee. Sy leef op geleende tyd of liewer geskenkte tyd. Elke dag is kosbaar en haar hart klop sterk en reëlmatig. Mens het wel jou besluite wat jy maak, maar op die ou end dit wat bedoel is om te wees, dit sal wees. En ek glo ek en Quentin was bedoel om by mekaar uit te kom. Sy waardeer dinge wat ander as vanselfsprekend ervaar. Soos die landskap wat in die motorvenster verbyskuif, reendruppels teen die voorruit. Sy is op pad om haar man te gaan oplaai. Soms kyk sy terug en onthou hul eerste ontmoeting. Dit was eintlik so interessant die aand. Ek wou nie uitgegaan het nie en my vriendin het aangehou karring aan my. En uiteindelik het ek gegaan net om haar stil te maak want sy's die tipe vriendin wat nie gaan ophou tot jy gaan nie. En Quentin self wou ook nie uitgegaan het daai aand nie, maar hy het toe ook saam met sy vriende gegaan en daar het ons mekaar ontmoet. Hallo skat. Hallo. Wat is jouw dag? Ach, goed in jou, nou? Och, Roos, wat je wat in elkaar. Gewonnen. Terug gekry in die getrek terug. Nee, ek wag, maar ek nog so moeilik hoor. Het liefste wat ek vir Quentin het is unconditional. Jy weet, ons is maar partykeer doen mense dinge waarvan jy hou nie, maar as jy unconditionally lief is vir iemand sonder voorwaardes, daai dinge maak nie saak nie. Jy is vir 'n oomblik kwaad, maar daai oomblik gaan verby en jy kom terug na wat saak maak. En wat saak maak is die liefde wat ons het en om gelukkig te wees. Tussen uilgras en asblikke baan mense hul weg, maak hulle 'n lewe, skep hulle geluk. Aan die begin natuurlijk was dit butterflies, maar met tyd, ons is daarom al 6 jaar saam en 2 jaar getroud. Met tyd raak dit baie meer as butterflies. Jy het nou wel nie meer die butterflies nie, maar jy het iets baie dieper. Jy het 'n diep konneksie met iemand. Verstaan mekaar op 'n dieper vlak. En dit raak eintlik baie meer ingewikkeld as wat dit voorheen was. Dit is nou nie meer eenvoudige woorde nie. Maar dit raak baie dieper. Die butterflies maak nie meer saak nie, want mense het iets wat jy nie met woorde kan beskryf nie. Daar is nie woorde nie, dit kan jy net voel. Hallo my varkies. Ek glo in Quentin as 'n man vir my. Hy's 'n goeie man vir my, hy sorg goed vir my. Hy doen baie dinge om goed te wees vir my. Hy is baie stabiel. Hy is nie iemand wat rondval tussen werke en geld rondgooi. Hy werk goed met geld. Hy's stabiel in sy werk. Hy is 'n goeie man vir my. Hoe vaar Karel, Pieter en Simone in die nuwe landskap? Ek en Simone toe ons mekaar ontmoet het. Sy het uit 'n lang verhouding uitgekom en ek het uit 'n heavy break-up uitgekom en ons was, hulle noem dit pain buddies. Jy het al van die terme gehoor, pain buddies. So jy ontmoet iemand en julle vibreer op dieselfde vlak en julle het baie dinge fisies, mentally en spiritually in gemeen.
So beteken jy gaan na mekaar toe aangetrek word. En jy het dieselfde vrae oor die lewe en jy het dieselfde drome en wil seker goed bereik. En so iets begin altyd as 'n romantiese en 'n fisiese verhouding en dan was nice en alles en toe ons so getravel het en al die navorsing van die werk gaan doen het ons begin al 'n paar keer oor begin praat en besef en altyd daaroor gepraat en sê ons lewe gaan so demanding raak. Dit gaan baie moeilik wees om ons drome, al hierdie werk en besigheid en dan nog daai romans te voed ook. En ons het regtig net op 'n stadium gekom wat dis letterlik besigheid van die oggend tot die aand wat jy gaan slaap. Of jy nou wyn drink, jy TV kyk, elke 5 minute want ek bedoel ons het 13 projekte op die oomblik wat hardloop. So elke 5 minute is besigheid. En ons op 'n stadium net gesit en gesê voor ons dan regtig lelik mekaar raak en net argumenteer en oor kleinste nonsens verskil, kom ons besluit. En ons het gesamentlik besluit dat ons respekteer mekaar te veel en gee te veel vir mekaar as mense om, dat selfsugtige besitlike verhoudings, neigings, alles kan vernietig. En nou kom ons baie beter oor die weg. This one's crazy. Is it lekker? The reason that me and Peter are not together anymore is because I think that setting up a business like this is extremely strenuous for your relationship. You work 24/7, you're always together, there's almost no time for romance, and you know, sometimes in life it just doesn't work out, and I think we are much better friends than lovers. Daar is en daar was trane betrokke geweest van ons albei se kant af en daar sal seker nog baie wees, want op 'n stadium sal ons lewe is nou so nou in mekaar ingeweef dat die oomblik wanneer alles afgehandel is en die engine gestart word op alles, sal ons moet baie sê vir mekaar en elkeen gaan saam met sy eie persoonlike lewe. Maar ek weet ek het 'n vriendin vir eternity gemaak. It was sad, but now I'm happy about it. You know, life is like this. Want op die oomblik bly ons onder dieselfde dak, Jan. Ons ry in dieselfde kar, ons is by dieselfde vergaderings, maar wanneer die projekte begin opverdeel en elkeen sy rol met rolle begin voltooi, gaan dit jy gaan op 'n aand en ons sal nie meer so besig wees as al ons executive assistants aangestel is en almal in sleutelposisies is aangestel en uitgewys en die engine het gestart. Dan gaan jy daai 3-4 ure moontlike aand vir jouself hê wat jy net kan gaan sit of gaan TV kyk of dan gaan jy dink wonder waar daai persoon is. But we are very, very good friends. We have a lot of fun together, and he's my best friend, and we, you know, on this extremely big adventure together. And I think, sharing that with somebody is so special, and you become better and better friends. So as jy nou vra wat het dit getrigger, daar was nie 'n spesifieke oomblik nie, was maar samevloei van omstandighede en situasies wat meer opgekom het, daar al hoe meer met konflik gekom, met besigheidsbesluite, en omdat ek die operasionele bestuurder en die general manager CEO is, mense raak altyd kwaad vir die CEO, en dit is want jy moet die besluite neem, en daai mense verstaan dit soms nie hoekom jy die besluit neem nie, maar op die einde van die dag is daai besluit nie uitpan nie, en hy werk nie. Is dit op jou skouers. Almal kan wegloop en hulle sê jy het die verkeerde besluit geneem.
Melanie koester nog een brandende begeerte om 'n kind van hul eie te hê. Hulle is redelik raadop. Die aanneem ma het kop uitgetrek en hulle moet 'n ander plan maak. Hoekom het julle besluit om die pad te loop om 'n baba aan te neem en nie self 'n baba te verwek nie? As gevolg van al die pille wat ek drink, al my medikasie, kan ek nie self 'n kind hê nie. Die kind sal of gebreklik wees of hy sal dit net nie maak nie. Dit sal heel moontlik doodgaan en dit is baie gevaarlik vir my ook. So daai is ongelukkig nie vir ons 'n opsie nie. Ek kan glo dat die medikasie jou moontlik kan onvrugbaar maak. Ja, dis iets waarvan ek nog nooit eers uitgevind het nie. Ja. My dokter het vir my gesê dit is moontlik dat ek kan 'n kind kry, maar dit is iets wat hulle sal verkies as ek dit nie probeer nie. Dit is baie gevaarlik vir my. En 'n mens moet natuurlik kyk na die oorerflikheidsfaktore ook. Ja, ons wil natuurlik ook nou nie graag hê 'n kind moet my siekte hê nie. Nee. En ek weet waardeur ek is, ek wil nie graag nog 'n kind daardeur sit nie. Jy weet. Ja, en ek kan net vir 'n oomblik imagine waardeur my ouers is en ek kan nie dink dat ek dit graag ook wil hê nie. Ja, maar jouself ook. Jy weet jouself ook al die emosies wat jy deur is. Ja. Om 'n gesonde lewe te kan lei. Ja, om 'n gesonde persoon te kan wees. Ja, mens wil nie graag weer iemand deur so iets sit as jy weet daar's 'n moontlikheid. Korrek. As jy dit kan keer, dan wil jy. Ja. Watter program het julle tot op hierdie stadium gevolg om uit te vind wat beskikbaar vir julle is in die lyn om 'n baba aan te neem? In Klerksdorp was dit moeilik om regtig iemand te kry wat ons regtig kon help. By die welsyn en so kon ons nie regtig kom nie, hulle doen nie meer aannemings nie. Ek het uiteindelik net voordat ons weg is uit Klerksdorp by 'n pastoor uitgekom wat werk met mense wat in slegte omstandighede bly, mense wat finansiëel nie wel af is nie. En sy het 'n paar mense wat sy ken, daar so jong meisies wat swanger is, waarmee sy wat hulle kinders wil weggee, wat sy ons in kontak mee probeer sit het. Daar was 'n meisiekind gewees wat ons sou die babatjie aangeneem het en toe sy besluit sy wil die kind hou. Toe het ons met 'n ander paartjie gepraat, 'n man en vrou wat ook 'n kind het wat hulle wou laat aanneem omdat hulle nie vir die kind kan sorg nie. En uiteindelik het dit ook deur die mat geval. Hulle het besluit om die kind te hou. En ja, dit was maar wat ons kon regkry. Ons het 'n prokureur gaan sien om na die wetlike aspekte te kyk, om te weet wat ons regte is en wat die biologiese ouers se regte is, sodat ons weet wat daar aangaan. En dit was maar al wat ons kon regkry daar. Ons het 'n bietjie gesukkel. Het hulle vir julle gesê dat dit omtrent 'n kans van 'n 0 is om 'n blanke baba aan te neem? Ja, ek het ook in kontak gekom met 'n paar aanneemagentskappe, maar sodra ek vir hulle gesê het dat ons 'n blanke kind wil aanneem, dan was dit ook maar jammer. Hulle kon ons nie eens op 'n lys sit nie. Hulle vat nie meer name op die lys nie omdat daar nie blanke kinders is om aan te neem nie. Te veel mense is wat wil aanneem. Hoe voel jou man daaroor om 'n kind aan te neem? Iemand anders se kind en nie sy eie kinders te verwek nie. Hy wil baie graag 'n kind hê. Hy kan nie wag nie en ja, dit is natuurlik ook nie vir hom lekker dat dit so 'n moeilike proses is nie, maar dit is iets wat hy aanvaar want hy is lief vir my. Wel, jy weet dit gee vir ons nou die geleentheid om 'n bietjie te kyk na na ander moontlikheid ook om 'n baba van julle eie te hê. En dit is om te kyk na 'n surrogaatmamma, maar met jou man se saad. Ons het al 'n bietjie navorsing gedoen oor surrogaat. Dit is 'n baie duur proses sover ons kon uitvind. En dis ook, ja, ek dink ook 'n baie emosionele proses. Ek dink dit is 'n bietjie moeiliker as aanneem, ek is nie doodseker nie. Dis nou maar wat ek dink emosioneel moeiliker is. En dan is daar natuurlik ook die moontlikheid dat jy betaal al daai geld en laat die in vitro doen en dan vat dit nie. En dan moet jy dit nou maar weer 'n keer betaal. Maar dit is definitief iets waarna ons sal kyk. Of ons het ook al daarna gekyk. Ten minste na die wetlike aspekte en so aan. Ek is bereid om vir julle die navorsing te gaan doen en te gaan kyk na albei. Wat is die moontlikheid om 'n baba so vinnig as moontlik te kan hê? Watter proses gaan vir jou die maklikste wees? Wat is die bekostigbaarheid van die twee prosesse ook? Dit dink ek is baie belangrik. As ons kyk na die hoe vinnig jy 'n baba in jou arms wil hê. Hoe vinnig wil jy 'n baba in jou arms hê? Dan is jou surrogaat
'n beter opsie. Maar ons gaan natuurlik moet kyk na julle finansiële omstandighede, ons gaan moet kyk na al die emosionele omstandighede, finansiëel, kyk na die voorbereiding van jou man, want daar is 'n hele mediese voorbereiding wat ook plaasvind en voorbereiding van die surrogaatmamma. So dit kan ook 'n rukkie vat, maar dit kan vir jou 'n vinniger opsie wees as om 'n baba aan te neem. Wel, ek hoop ons kan daardie kind so gou as moontlik in ons arms hê. Ek sien uit daarna. Dis Tessa se laaste besoek aan haar ma. Dis 'n bittersoet dag, vol herinneringe vir die dae wat kom. Tessa se ma kan nog die son op haar gesig voel en die blomme in haar tuin bewonder. Ai, ek het sowaar nou nog hier 'n kosmosie. Ja nee, maar is dit nie winterplante nie? Weet jy nie, dit is so April maand ene. En dit hang ook af, myne plant ek mos. Ek saai hulle soms oral in die tuin. Maar maar die Tasha het mos hierdie ding wat sy doen, as sy op enige plek toer, dan gooi sy mos sonneblomme, sonneblommesade uit die ruit uit. Ooh la la. So mamma, wanneer gaan maar gaan weer na ongelukkigte nie? Ja, jy moet asseblief wat? Ek kry nou, weet jy, hulle gaan ons nou vandag probeer met die nuwe chemo. Dis nou nog 'n kapsuul. Ons hoop hy gaan werk, want die ander een het net die teenoorgestelde ding gehad. Hy het my telling opgestoot van 3000, 7000. Nee, van 400. Net voor ek kon begin was ek 400 maar gewees. En ek's nou 76. So hy het net gedoen wat hy nie moes doen nie. Nou sê dokter ons gaan nou die ander een probeer. So wanneer begin maar dan met die chemo? Vandag. Dis mos 'n drinkding. Gelukkig. Ooh, ek hou niks van daai. Dis 15 jaar nou al. Wat ek daai ou wat mos al daai ou penne in jou op het en ek kan nie meer nie. Dis my baie erg. Ja, dit maak Ons baie meer seer op. Ja, ek sê ja, maar nou is daar gelukkig so 'n kapsules. Dis soos die mediese wetenskap. Ek bedoel in hierdie 15 jaar het hulle tog 'n bietjie gegroei. Gelukkig. Ja. Ja, nee, en dan gaan ons nou maar so kyk of dit gaan help. Wat ek hoop sal help. As dit nie help nie, dan gaan ons maar na 'n volgende ding toe wat ons sal aanpak wanneer ons dit kry. Ja. Ja, en nou is die ou hare uit. Alles uit. En ja, ek het maar geword. Ek sien ek is so vellerig. Maar weet jy wat? Ons gaan weer beter word. Dis die word. Natuurlik. Ek bedoel, so lank te uit te hou. Kyk daar. Kyk hoe mooi is ons is my. Ja, maar nou moet jy pas op vir die kaatsing, né? Ag, is hulle nie pragtig. Kyk hoe mooi is hy oranje ene. Daar sy daar kom uit. Daar gaan hy. Sê jy stout jy's 'n leietjie, né? Mooi vis, né, met die blou streepie om. Ek ben nou dink aan daai vis storie van Pa vir Kersfees. Ja, nee, kyk. Wat? Ek het mos vir my daai koeis, pa se groot droom was mos nou met hierdie dam vol koeis te maak. Ja, maar nie besef hoe duur dit is. En ons gaan koop dit mos daai middag. Ja, nee, so die visse, wat jy vir een visie betaal, net so vir visie so 70 of 100 rand. Ek kan nie onthou nie. In elk geval en toe dis hulle dood. Ja, nog voor ons die Kersboom het toe 2 van jou visse al dood. En ek sê, nee, hier so teen 5 uur sê ek, Tessa, nou is al 2 dood. Kom ons gee maar nou al vir Pa. Skink nou, dan kan hy dan. Terwyl hulle nog in toe het hulle nie oorleef nie. Maar ek bly nou hierdie het darm gegroei. Hulle is darm mooi. So mooi. Nou, moet jy die storie van die blom ken. Ek het hom gebedel by 'n oom langs 'n pad. Hy het so 'n stalletjie op die Pretoria pad. En buite kan die stalletjie het hy 'n hele laning van hierdie, dis mens het 'n laning, 'n bedding eintlik. Het hy so langs die draadjie afgeplant en dit lyk so mooi. En ek vra vir hom of hy asseblief vir my nie net wil een gee nie, want ek het by al die kwekerye gevra en ek kan nie een kry nie. Hy sê ja man. En dan vat jy hom nou volgende seisoen dan plant jy hom nou uit en nou van daai ene wat hy vir my gegee het ek nou al hierdie uitgeplant.
volgende Maar maat seisoen. groen vingers. Ja, maar maak Ek kan nie 'n jezelf potplant aan die lewe hou. Ah, yes. Ja, maar 'n potplant, wie kan 'n potplant aan die Ek het lewe hou? kaktus al doodgemaak maar. Dis 'n pragtige dag. Dit is ons moet 'n bietjie meer buitekant sit. Ja, ons moet. So mooi view en dan sien niemand dit. Ja. Tannie Stefanie het vir my kom kuier en ek en sy het vir die tuin gesit gestap en dit was so lekker. Ons het 'n bietjie avokado pere gepluk vir hulle. Alleen onder die suidersterre. Ons het dit so in hierdie mooi professor Botha stem gesê. Pragtig. Nee, maar mooi, regtig. Ja. Dit het so, dit was so mooi. Ja, maar maat mooi speerko afgerig. Nooit geglimlag, né? Ja. Nooit geglimlag. Nee, jy moet nie glimlag nie. Nee man, Okay. nooit geglimlag het Andries die Dweper. Was so suur soos die sap van 'n koper. Toe hy niemand bekeer, is hy dood aan hartseer en sy vrou huil met eie en peper. Ek sê niks meer saam met jou nie, jy's lelik. Ek kan nie onthou nie, ek sê die verkeerde goed. Ja. Wat is die ander ene? Kuskai sien 'n haai in die baai en hy spring in. Nee, die ander ene. O, Jat. Jat. Okay. Jat was die seun van ou Goliat. En ou Goliat sê: "Jat, ek is Goliat." En Jat bring 'n bees en die bees was gewees. En ou Goliat sê: "Jat, ek is Goliat." Ander ene wat ek kan nie my gunsteling een onthou nie. Maar dat is so baie. Want ons het dit nog gedoen met Ankie hulle, nê? My elke onderwyser. Mooi is mooi. Mooi was nog nooit lelijk. Nee, dat is nie mooi. I love. Kyk net hoe mooi. Spier. Hier is 'n nadekoker in die tuin wat presies daai kleur is. Jy moet hom sien. Ek het hom gister gesien en hy fladder hy so dan gesit hy. Ja, maar so, ons het mooi naaltekokers hier. ja, maar daar hy's so op daai blou. Nee, kan mamma nie onthou nie. Sy het so te lees, wat hy Aan my hare? Ja, okay, goed. Daar is mooi. Pragtig. Jan Groenewald het Angelique uitgedaag om op straat te gaan bedel. Dis deel van toneelopleiding. Die soort ding wat Anna Strasberg haar studente laat doen. Sy plaas hulle in werklike situasies om te sien of hulle self kan afskud en in die oomblik kan improviseer. Sal Angelique geloofwaardig wees as hawelose? Sal sy oortuigend lyk? Is sy bereid om haar skoonheid tydelik prys te gee en gehavend daaruit te sien? Haar uitrusting word aangekoop. Okay, so waarvoor gaan ons eerste? Vir jean of hulle sommer net soos klere, net soos 'n top, iets wat ons kan vuil maak. Ja. En wat mens kan knip en goed, so skeer actually. Serpe en goed. Hierso kan ook iets wees. Eens kyk 'n bietjie. So is moeilik om iets te vind. Kyk, ek soek net iets wat eintlik net soos 'n T-shirt. Of wat soos 'n T-shirt Ja. of selfs 'n groot check hemp of iets. Ja, iets wat ouwe groot is, maar mens kan dit lekker vuil maak. Sjoe, maar hierdie goed is amper te glamorous, te nice. Ja, sure. Gaan kyk. Kyk, dis selfs so iets. Maar dis meer 'n Maar dit is rokkie. nog te fancy. Dis Soos reg. mens moet net soos 'n massive groot hemp. En dan kan jy 'n paar gate daarin sit en dan 'n check en boel sien, maar vir baadjie boel, verstaan jy? Ja, want hulle ja, het almal jy's sulke reg. leiers. Leier op leier. Ja, jy's reg. Seil. Jy bedoel hierdie? Ja. R30. Trek Perfek. net soos 'n T-shirt aan. Ons kies een. Wat 'n ja. kleur pas by jou. Ek sou sê val, jy weet iets bruin of grys of so. Het Hierdie is hemde? almal broeke. Okay, ek gaan nie 'n broekie draai nie, maar hier is So hemde, onder hulle is hemde. R40. Dink jy dis, bedoel, dis mos nie bad nie. Dis so 'n hemp.
Oh, wat het dit gekry? Maar dis bietjie klein. Seker groot. Hierso onder. Ja, groot sal goed wees. Ja, hierdie lyk promising. Ja, ek dink ons het hom. Ja, ek dink ek se. Wat dink jy? Ja, Dis lekker. Dan moet ons 'n sweetpakbroek kry vir dit. Ja. Dit is net so gate in die knie of in 'n ding Okay, cool. Ons vat hierdie in. en dan daai stoutjie slippergoeters. Ja. Want as jy hardlooptekkies dan sit te sportief. Ja, jy's reg. Alhoewel ja, kyk ons stap natuurlik baie. Of peppies. Wat is peppies? Soos daai Pepsi skoene net so ouma skoene. Weet jy wat sit? Soos net so R50 skoene. Oeh, Dit het ja, altyd ek weet of jy praat. Dit kan cool. Dit lyk amper soos hierdie, maar dit is net baie swak kwaliteit. Okay, we're just going to take this one then. Thank you. Okay. Ons moet nou iets kry wat glad nie pas by die hemp nie. Ja. Dit is net hemde, sakke. Hallo. Hallo. Weet jy wat sou kon wees soos 'n rasta tipe? Ek dink ja, dit is so 'n lelike ou bruikie kan kry, maar ek weet nie hoe lank bruikie jy koop. Dis China mall, jy moet nooit dit kan kry. Ja, dis ook waar. Ons is lekker. Hello, sir. Hello, how are you? I'm good, thanks. Good. Good to see you this weekend. Hello. Thank you. Hello, sir. Hello. Hello. How are you? I'm good, you? Good, thanks. Good. Can I help you? Yes. With what? Well, anything really. Can I give you a lift? No, thanks. Buy you lunch? No, thanks. What do you want? Well, some spare change would be great. Spare change. I'm afraid I don't have any spare change. It's my wallet in my pocket. Thank you anyway. Hello, sir. Thank you. He doesn't believe me. Damn. Thank you. Good on you.
Elke meisiekind droom van 'n wit troue. En of dit nou ons werklikheid is, en of dit 'n punt is wat gemaak word deur 'n klein groepie mense wat hulle self uitgesluit voel. 'n Droom bly 'n droom en is deel van die spel van die lewe. Op Elandsbaai aan die Weskus speel 'n speel troue af. Die rolle is omgekeer. Die bruidegom is 'n vrou en die bruid 'n man. Dis ernstige sake en dis groot pret. Is om meer bewustheid te gee aan die gemeenskap en aan die breë gemeenskappe van ons land. Dat LGBTI people het ook regte in hierdie land. Ik hoop dat ik één dag regtig zal trouwen met een man in hierdie lewe. Marie en haar dogter Anna toer deur Indië. Hulle het aanvanklik by Anna se pa gekuier. Nou reis hulle. Alles is anders en nuut. Haar swerwersiel drink die kleure en geure van die vreemde landskap gretig in. Sy praat op Skype met Jan Groenewald. Okay, toe ek en Christo het 'n goeie tyd saam gehad. Ek het hom vir 10 jaar nie gesien nie. En ja, dit is mekaar nou weer leer ken en so, en sy meisie en alles, en hy woon toe daar in die ashram. Toe gaan ek en Anna en ons woon toe rukkie daar, maar dis baie boring. En toe neem Anna oor. En toe is ons op die trein, toe ry ons vir 36 uur op 'n gewone trein, Jan, dis om dood te gaan van. Dis toe nou nie 'n slaper trein nie, nee, daar is nie beddens nie, ons moet sit op banke. Vir 36 uur, toe ons aan die ander kant kom, toe is ek gaunt en moeg.
en in my moer om die waarheid te praat. Anyway, toe kom ons in Dharamsala aan. Dharamsala is in die noordelike provinsie van Indië en dis Himachal Pradesh. En dis waar die Dalai Lama woon. En daar's nou McLeod-Ganj en Baksu is 'n afdeling waar jy nou kan bly. Toe, die hoogtepunt vir my van daai tyd is, toe gaan luister ek na die Dalai Lama se teachings in sy monastery. Dit was nogals ongelooflik toe ek hom gesien en ek kon vir hom kyk hoe hy praat. Ek het nie veel verstaan wat hy gesê het nie, want die translations was nie baie goed nie. Maar dit was vir my nogals wonderlik. Jy weet, hy is regtig 'n groot spiritual leader, jy weet, in die wêreld. En daar het ons nou begin, ek en Anna begin mense ontmoet, en saam met groepe, jy weet, dit is altyd saam met ander reisigers, baie goeie vriende gemaak. Ek het nou net teruggekom van lunch met vriende wat ons in Dharamsala gemaak. Toe klim ons 'n berg daar, ek en Anna. 4 ure lank opgeloop in die berg en toe weet ek, ag, ek is nou nie so oud nie. Dit is alright. Hey. En nog vriende gemaak bo op die berg. En van Dharamsala af is ons toe na Parvati Valley toe. Met 'n plek met die naam van Kasol. En daar is die Parvati rivier. Ek sê vir julle sê, daar's riviere in Indië. Dis net water. Raging rivers. Dis ongelooflik, mens slaap so lekker. En kyk, ons het besluit om net in die noorde te bly, want dit moes monsoons kom en dit is verskriklik warm in Indië. En okay, toe is ons nou klaar met Dharamsala, toe gaan ons Parvati Valley toe, dis ongelooflik. Toe gaan ons Manali toe, wat ongelooflik is, en toe gaan ons waar ek toe nou heen wil gaan. Ek wil toe nou na die snow line toe gaan van die Himalayas. Toe gaan ons na 'n plek met die naam van Leh. En daar's ook baie foto's daar. Ek dink dit Leh is dit ongelooflik. Ek kan dit nie beskryf. Dis ons nou in Leh, dis nou op met die berge in die Himalayas, maar nie die Himalayas soos julle dit ken. Jy weet, soos wat nou hier is, waar ek nou is, jy weet, dit is net, jy gaan net hoor op, en dan Leh is 'n ou stad. En as jy na die foto's kyk, dan, ek het dit so van bo af afgeneem, dan lyk dit maar eintlik soos Mali, nee, in Afrika. Jy weet, dit is moddergeboue, dit is ongelooflik, dit was nou al daar vir duisende jare. En die boeddhism. En dan is daar 'n rivier met die naam van die Indus rivier. En hy loop nou van die Himalayas af dwars deur tot in Pakistan. En ons is toe daardeur, ons is deur die Indus Valley ook, en dit was net vir my ongelooflike natuur, nee, dis woestyn. Jy weet jy, Jan, hulle het 'n golfbaan wat net sand is. En daar's sulke kolletjies wat groen is. Dis nou hulle tee-offs of wat ook al. Ek verstaan nie golf eintlik nie, maar in alle geval. Aarde. En die son kom op en ek is soms so die mekaar. Ek tuur na die water daaronder. Hartbeespoortdam. En die water word donker, swart. Hierdie water het geen dolfyne nie, hierdie see het geen dolfyn. Die see sonder dolfyne en die water word swart en die see sonder dolfyne. Hierdie see. Nou my suster aan sing. Sy praat nou van 'n dolfyn in haar buik. Tessa se oë verander daagliks. Sy praat oor haar ma. Hulle fluister iets oor kanker.
Hulle loop saam in 'n tuin. Hulle loop saam in 'n tuin en hulle fluister oor die onverstaanbare verganklikheid. En die dolfyn swem in Nieke se buik. Hulle praat van 'n ander wêreld, daar waar die sand so wit is. Die ander musiek, die indigo see. Ek hoor die gehuil van my verborgde gees. Geen roos, geen blom, geen groen nie. 'n verbleikte dag en 'n verbleikte son. Ek voluit gegaan. Ek het vreesloos gemik na die maan. Ek het alles gegee, al is my droom nou uitgevee. Die veldig van die dag beroof dromers van hul krag. Ek wil reis sonder grens, gryp na my wens. Ek wou so graag wen. Ek wou my drome vaspen. Wou opstyg en vlieg
vir swaartekrag so graag bedrieg. Ek wil probeer tot skande of tot eer. My eie voetpadbaan, ek het voluit gegaan.